'n skrifdeel, baie bekend. Ek vra myself die vraag af, ek sit so en dink ek, is daar nou regtig iets wat ek nog nie gepreek het nie, in my bediening tyd nie, en ek soek, en as jy die merke in my Bybel kyk, sien maar ek het al regtig, al die hoofbegrippe van die Bybel, gepreek. En as 'n mens dink dat die kerk al meer as 2000 jaar bestaan, en dat die kerk al vir meer as 2000 jaar hierdie skrif het, dan kan 'n mens maklik dink, maar hoorie, wanneer gaan ons die Bybel oppreek? Wanneer is hy opgepreek? Ja, hy kan nie. Hoekom nie? Want is 'n lewende woord. Want is God se woorde, en God se woorde is nie dood nie, dis soos ons in nie. Ons kan 'n boek skryf, en as jy my oor 10 jaar vra wat ek 10 jaar terug geskryf het, gaan ek nog nie eens onthou nie, ek sal daai boek mee moet gaan uithaal, en kyk wat het ek geskryf. God se woord is lewend, kragtiger, as 'n tweesnydende swaard. En wat is die woord van die Here veronderstel om te doen? Veronderstel om in te dring tussen wat? Gewrigte en murg. Met ander woorde, waar sit jou murg? Sit binne in jou bene. Jy het murg wat binne in jou bene is. Ons bene is hol binne, vir julle ouetjies wat nie geweet het nie. En daar is murg daar binne. En die Bybel sê dat ons gewrigte is daar waar die bene deur middel van 'n sagte struktuur aan mekaar verbind is. Die Bybel sê hy dring daar op die diepste plekke in. Dit is die doel van God se woord. Dit is die waarde van God se woord. Dit is waarom dit lewensveranderend kan wees. Dit kan wees, want ek en jy kan dit weerstaan. Ons kan die woord weerstaan. Ons kan maak dat die woord nie indring nie, deur ons gesindheid. Het is nie moeilik vir 'n sondige vlees om dit te doen nie. En ek wil vanmôre met u praat daar uit Jakobus 4 uit, verskoon, daar uit Jakobus 4, ek het al baie gepreek oor hierdie, as ek in my Bybel kyk, dan sien ek die datums en al die goeters, maar ek wil weer gou vir u lees die eerste 12 verse van Jakobus 4. Apostel Jakobus is aan die woord. Waarvandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. En hoor hierdie kraswoorde van Jakobus, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Vers 5. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Vers 11 en 12 is 2 verse wat so half op hulle eie staan. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder, en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy?
wat 'n ander oordeel. Tot sover die woord van die Here, mag dit vir jou tot seën wees en Here mag U ons help dat ons dit in ons harte sal bewaar en daarvolgens sal lewe. Nou, Jakobus weet ons, was ook 'n ou wat net doekies omgedraai het nie. Ons sê vandag baie maklik, dan sê ons, joeg, pastoor, dit was 'n harde woord. Kan julle onthou dat ek al ooit vir enige iemand in hierdie kerk gesê het, julle egbrekers en julle egbreeksters? Nee, is nie aanvaarbaar vandag nie. Jakobus sê dit vir sy gemeente. Hoekom sê hy dit vir? Dis die kruks van die storie. Hoekom gaan hy tot sulke uiterstes? Om so beledigend, want vandag sou dit 'n verskriklike belediging wees. Vandag kan jy iemand hof toe vat en daai persoon kan die tronk beland vir dit wat hy gesê het. Want uit die woord van die Here het ons nou gesê is die absolute waarheid, die absolute riglyn waarvolgens ons lewe. En dis 'n lewende woord en is relevant vir elke generasie. Dit kan nie oud raak nie, kan nie uit die mode uitraak nie. En die woord poog nie om polities korrek te wees nie. Die woord poog nie om ons in die gehoor te streel nie. Die woord poog om ons terug en lei volgens die wil van ons God wat ons gered het deur sy seun Jesus Christus aan daardie kruis. Die kosbare bloed, die prys wat ek hier nie kon betaal nie, vra wel 'n prys. Maar daardie prys is nie om die hemel te verdien nie, daardie prys is om uit te vind, nou dat ek 'n liefdesband met my God het, nou dat ek 'n liefdesverhouding met Vader het, onthou 'n liefdesverhouding, nie 'n verhouding van God is daar in die hemel met 'n sweep en hy slaan my vir alles nie, 'n liefdevolle God, wat sy lewe afgelê het aan daai kruis, terwyl hy onskuldig was, vir my en jou, ons gaan dit nou herdenk, daar by die tafel, waar hy die opperste prys betaal het, vermink is, verwoes is, verniel is, verwerp is, gespot is, geslaan is, ensovoorts. Dit alles, vir my en jou, dit spreek nie van 'n God wat haatdraand is nie. Dit spreek van 'n God met 'n liefde wat ek en jy nie eens met ons verstand kan eintlik besef of verstaan vanmôre nie. Maar terwyl ons dan nou in daardie liefdesverhouding met hierdie groot God is, dan moet dit mos iewers in my lewe wys, is dit nie so nie? Is dit nie so dat as ek in sulke intimiteit met God deur Christus en in Christus verkeer, dat dit noodwendig mos 'n effek het op die manier hoe ek lewe en die manier hoe ek optree, die manier hoe ek praat, selfs die manier hoe ek dink. En dit is waarmee Jakobus besig is hier. Maar daar's 'n wesenlike gevaar. En daardie gevaar is nog altyd in die kerk. Dis nog altyd daar, dis ook vandag daar. En daardie gevaar is dat ons 'n wêreldse gesindheid kan hê, selfs sal bely ons die Here Jesus met die mond. En ek dink, ek hoef nie regtig iemand van hierdie kwessie te oortuig vanmôre nie, want as ons om ons rond kyk, dan sien ons maar in die kerk nogal redelike wêreldse gesindheid. En as ons regtig eerlik is en ons kyk vir onsself, dan skrik ons soms wanneer ons die wêreldse gesindheid in onsself sien. En so moet ons dan let op die woord van die Here vandag. Want Jakobus begin om te vra, hy sê, waar kom al hierdie oorloë en vegtery onder julle? En hierdie vegtery en oorloë waarvan hy praat, is nie dit wat besig is om in die Midde-Ooste te gebeur nie. Dis nie wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het nie. Dis nie wat in Vietnam gebeur het nie. Dis nie wat nader aan die huis op ons grensoorlog gebeur het nie. Hierdie oorlog is nie 'n konvensionele oorlog tussen weermagte nie. Hierdie geveg en hierdie oorlog waarvan Jakobus praat is binne in die kerk. Hy praat van hierdie gesindheid wat julle, nou sê ek julle, want dit is wat hy sê vir die mense tot wie hy spreek. Daar is vegtery en daar is oorlog onder julle. Daar is bitterheid, met ander woorde nyd, daar is struweling, daar is stryery, daar is 'n gevegtery, daar is kwade gevoelens, daar is onvergewensgesindheid. Daar is al dergelike dinge wat wel in die kerk van die Here bestaan. Glo my,
Word 'n pastoor en jy sal wel gou-gou agterkom. Wat se wreewil mense heens mekaar kan hê binne 'n kerk. Miskien kom julle dit nie agter wanneer julle hier so sit op 'n Sondag nie. Want kom ons wees eerlik, ons sit ons mooi gesiggies op, né? Ons trek ons maskertjies aan. Wanneer ons kerk toe kom, dan raak ons vroom. As ek sê ons, veralgemeen ek natuurlik. Dis nie toepaslik vir almal nie. Maar iewers in ons lewe het ons al in 'n slegte verhoudingssituasie met 'n broer of 'n suster, of broers en susters gesit, is dit nie so nie. Wanneer hy sê, waarvandaan kom oorloë en vegtery onder julle, sê hy, dit is as gevolg van die welluste, wat in julle lede stryd voer, die vlees. Hy sê, julle probleem is, en julle gevaar is, en julle vyand is, die welluste van julle vlees. Die begeertes van julle vlees is wat hierdie dinge, hierdie oneenigheid, hierdie gevegtery en hierdie oorlog veroorsaak. Met ander woorde, ons kan onsself nie verontskuldig deur te sê, maar hy, maar sy nie. Dit gaan nie oor partydigheid of partyskap, alhoewel daar partyskap is ook 'n gruwel in die oë van die Here, maar hierdie dinge skep partyskap. Hierdie dinge skep partyskap. En daarmee glo ek, sê die woord ook vir ons tereg, dat ons nie die onkruid moet uittrek sommer nou nie. Want as jy die onkruid uittrek, dan trek jy goeie plante saam met die onkruid uit. Dan gebeur dit dat ons skade doen in die liggaam van Christus. Ek vir sê, in al die gemeentes wat ek in my lewe in was, voordat ek pastoor geword het, waar ek lidmaatskap gehad het, en die gemeentes waarin ek was, sedert ek gestudeer het en pastoor geword het, as al die mense daar moes bly, wat saam met ons begin het, sou die geboue almal te klein gewees het. En ek moet nog iemand ontmoet, wat 'n gemeente verlaat het, waar dit die regte ding was om te doen. Ek moet nog so 'n persoon ontmoet. Ek sê nie daar is nie, maar ek het in my hele ganse bedieningservaring nog nooit ontmoet nie. Dis altyd as gevolg van verhoudingsprobleme. Dis altyd as gevolg van hierdie gesindheid, 'n vleeslike gesindheid, en die vlees wat oorneem, wat hierdie vegterye en hierdie oorloë veroorsaak. Jakobus sê vir hulle, dit is hoekom dit so is. Hy sê wat julle bid nie. En wat bedoel hy daarmee? Die feit dat hy sê julle bid nie, sê vir my dat hulle vergeet hulle is so besig met die welluste van die vlees, met die wêreldse dinge, en om die vlees te behaag, hulle maak nie eens tyd om te bid nie. Dis asof Jakobus sê, dis geen wonder dit gaan so met julle nie, want julle het nie 'n verhouding met die Here nie, julle praat dan nie eens met hom nie. Met ander woorde, julle gaan nie op julle knieë en soek die wil van die Here nie. Julle gaan nie op julle knieë en vra, Here, hoe wil U hê, moet ek hierdie verhoudingsprobleem hanteer? Hoe wil U hê, moet ek optree? Wat moet my gesindheid wees, Here? En ons hoor dit op ons knieë, wanneer ons die aangesig van God soek, om uit te vind, wat is dit wat die Here vir my wil sê in hierdie situasie? Dan kies ons die easy way out. Dan pak ons tassies, geestelike tassies, en ons loop, ons gaan uit daai gemeente uit, en ons gaan na die volgende gemeente toe, en ons sê vir daai pastoor, die Here het my hiernatoe gestuur. Soms gebeur dit wel, natuurlik. Maar, kan ek vir u sê, wanneer ons kleinserig is, en striebelinge met mekaar kry, en ongelukkig raak met mekaar, selfs kwaad raak, onvergewens en al daai dinge, dan kom daar bitterheid. En bitterheid is soos 'n kanker wat 'n hele gemeente deurtrek. Ontevredenheid, skerp tonge, skindertonge, bitterheid, slegte gesindhede is daardie dinge wat gemeentes breek en skeuringe veroorsaak in die kerk van die Here Jesus Christus.
En ons gaan verantwoordelik gehou word daarvoor. Die aandeel wat ek en jy daarin het, dat gemeentes seer gekry het, gaan ons verantwoording voor God doen voor. Daarom is Jakobus so erg oor dit. Nou hy praat nou nie hier so seer van mense wat van gemeente na gemeente toe gaan nie. Hy praat van mense in die gemeente wat 'n wêreldse gesindheid het, 'n vleeslike gesindheid. Nou wat bedoel dit om 'n vleeslike gesindheid te hê? Dit beteken dat ons nie eens meer bid nie, want ons volg die begeertes van ons hart. Ons volg die begeertes van die vlees. As die vlees honger is, voed ons hom. As die vlees dors is, drink ons water. As die vlees lus is vir entertainment, dan soek ons entertainment. As die vlees moeg is, slaap ons. As die vlees, verstaan julle, die vlees soek na genot, na gemak, na vermaak, na awesomeness, na plesier, na al die dinge, dis die dinge wat die vlees soek. Vlees wil nie swaar kry nie, ons wil nie koud kry nie, ons wil nie swaar kry nie, ons wil nie stres nie, ons wil nie arm wees nie, ons wil nie tekort hê nie, ons wil nie hierdie dinge wat ons laat fisies swaar kry, ons wil dit nie hê nie, en wat is die gevolg daarvan? Ons soek na die dinge van die wêreld, ons soek na die dinge wat die vlees kan behaag, sodat die vlees net kan alright wees en goed voel oor die. En nou soek ons dit in die kerk ook. In die kerk wil ons ook hê dat ons vlees moet dit geniet daar. Nie, hier is 'n groot fout. Hier is 'n groot fout, want vir die vlees moet die kerk eintlik 'n ongemaklike plek wees. Nie altyd nie, maar daar moet tye kom waar die vlees, hoe sê hulle as hy stoel warm word, jy sit eers op hierdie bout, dan op daai bout. As jy pastoor klaar sê, pastoor, ek weet nie, wie by jou geskinder nie, maar jy het vandag nou net met my gepraat. Hoe weet jy van al my dinge? Nee, ek weet nie. God weet. Hy weet. En hy sal 'n woord vir my gee wat tot jou hart spreek, en God se kinder nie. So moet nie kwaad wees nie. Gaan vra vir die Here. Waarom hoor jy goed? Maar dit is goed so, wanneer die vlees ongemaklik voel, want dit is deel van die kruisiging van die vlees, wat die woord vir ons baie duidelik leer, dat ons moet die vlees kruisig. Die woord sê nie, ons moet die vlees pamperlang nie. Die woord sê nie, ons moet die welliste van die vlees najaag nie. Die woord sê nee, inteendeel moet ons die vlees inkatrol. Ons moet die vlees inhou, ons moet hom nie toelaat om sy behoeftes te bevredig nie. Hier is belangrik. Daarom noem hy hulle egbrekers en egbreeksters. Hy sê, want julle sit in die kerk. Hy sê, maar julle jaag die wêreld. God hou nie van julle nie, inteendeel julle het 'n vyand van God geword, want julle sit met julle vroom gesigte hier, maar daar buite gaan dit net om die vlees te behaag. Dis alwaarvoor julle lewe. Van die môre tot die aand is al julle tyd, al julle geld, al julle talente, al julle verstand, alles word net ingespan om die vlees se welliste te volbring. Selfs wanneer julle bid, doen julle dit. Daarom ontvang julle nie, want julle bid verkeerd. Julle bid, ag Here, gee my net daai nuwe kar, gee my net daai nuwe huis. Ag Here, gee my net genoeg geld vir die en daai. Ag Here, help my tog net, red my tog net. Vat hierdie probleem net weg, maak dit asseblief net vir my maklik. Dis wat ons bid. Jakobus sê dis nie om te bid nie, want dan bid ons nie volgens die wil van die Here nie. Het julle al die Onse Vader mooi gelees? Het julle al gehoor wat sê die Here Jesus wat met ons bid? Hy sê, Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy sê nie, gee vir my genoeg geld in die bank vir môre en oormôre en volgende jaar en oor 10 jaar. Hy sê nee, gee my vandag my daaglikse brood. Dit is waarmee ek nie tevrede moet wees. Wie van ons is tevrede net met brood? Elke dag. Net met kos. Nee. Ons wil ook 'n lekker kar ry. Ons wil ook in 'n lekker huis bly. Weet jy hoeveel skuld maak ons? Net om die luste van die vlees te bevredig. Weet jy hoeveel skuld maak ons? Net om die vlees te behaag, te laat goed voel, te laat lekker kry. Is dit nie so nie?
Daarom leef ons uit ons kredietkaarte uit, want daar's niks meer oor nie. Ons kan niks vir die kerk gee, of min vir die kerk gee, want daar's nie oor nie. Want ons jaag die behoeftes van hierdie vlees, hierdie lede, waarmee ons 'n stryd het, sê hy. Hy sê, die lede waarmee jy 'n stryd voer, is 'n stryd, want in jou gees weet jy, dit behoort nie so te wees nie. In jou geliefdesverhouding met die Here weet jy dat sy woord is die waarheid. Jy weet, hy sê, jy moet tevrede wees met wat jy het. Moenie strewe na hoë dinge nie. En 'n man wat strewe na rykdom, word deur baie smartinge deurboor. Ons is nie tevrede met wat ons het nie. Dit is hoekom die duiwel ons kan versoek en verlei en mislei. Waarom? Ons is oop daarvoor. Ons is oop vir verleiding. Ons is oop vir misleiding. En wanneer hy die spreekwoordelike wortel voor ons neus kom hou, dan gryp ons gretig daarna, want die vlees lus so daarna. Vra my, ek weet, meer as een keer in my lewe van een werk na 'n ander werk toe gegaan, omdat ek nou nie gehou het van die werk nie, gehou van die baas nie, gehou van die pyn nie, soen toe gegaan en paar maande agtergekom is die fout van my lewe gewees om dit te doen. Want die vlees het gekyk na die hoër salaris, 'n beter kar, 'n beter huis, meer kos, meer koop, meer vakansies. Daar's geld daarvoor. Ek kan betaal daarvoor, ek is stres, ek het nie worries, ek slaap lekker. Dis alles vlees. Dis alles vlees. En ek wonder hoeveel mense sit die kerke vol wat vyande van God geword het. Vyand van God beteken dat God is aktief teen jou. Daarom noem hy hulle egbrekers en egbreeksters. Want om die wêreld lief te hê, is om God te skei. Om egbreek te pleeg teen God. Om die wêreld liewer te hê as vir hom, is geestelike egbreek. Daarom kan hy dit sê. Hy sê dat die Heilige Gees wat in ons woon is jaloers. Ons lees al daar in die begin van die woord dat ons God is 'n jaloerse God. Wie van julle is jaloers oor jou vrou? Wie is die manne, julle moet bykom. Goeie genade. Is jy nie jaloers nie? Nee, hy is nou bang want sy vrou sê, jy moet nie jaloers wees nie, nou vra die pastoor hom of hy moet erken hy is jaloers, nou kan hy dit nie doen nie, en dan gaan hy weer die huis moeilikheid kry. Is jaloers oor jou kinders? Praat nie van daai negatiewe, maniese jaloesie wat maak dat jy na sielkundige toe moet gaan nie. Ek praat van normale jaloesie. Deel nie my vrou met 'n ander man nie. Ek gooi nie my kinders vir die wolwe nie. Ek laat nie sommer enige iemand my kinders beter nie. Dis wat ek bedoel. Dis hoe God voel oor ons. Ons is die maaksels van sy hande. Ons is geformeer deur ons God self. Hy het eienaarskap oor ons. Hy besit ons. Hy gaan ons nie share met die wêreld nie. Hy is 'n jaloerse God. Wat doen ons? Soos 'n slegte man en 'n slegte vrou pleeg ons egbreek. Voor ons kan kry is ons so vas, gevang in die wêreld, finansiëel vas. Vas met ons harte aan die wêreld. Ek sê hoekom kom ons nie kerk toe nie? Is hier oor te wou nie. Ons is vas. Die vraag is waarin en aan wie is jy vas? En dis die vraag vir my en vir jou vandag. En jy wat luister. En julle wat na die opname gaan luister, waarin is jy vas? Is jy vas aan die Here? Of is jy vas aan jou finansies, vas aan jou bankrekening, vas aan jou plesier, vas aan jou genot? Is jy vas aan die bymekaar maak van besittings? Is jy vas? Jaag jy na alles wat die wêreld kan bied, alles wat jy kan koop, wat jy begeer, wat jou hart as dit ware chocolates pomp voor, daai nuwe kar, daai nuwe dit, daai nuwe dat. En dan dink ons, as ek net dit het. Kom ek vertel jou, jy kan vandag 'n ou noukie ry, niks verkeerd met 'n ou nou nie. Of 'n Beetle, whatever, jy kan hom ry.
Jy gaan tevrede wees met hom, want al jou vriende ry hierdie ander karre. Hierdie fancy karre. Goeie karre, lekker karre. Karre wat jy van hier kan inklim en jy ry na Namibia toe, jy is nie bang jy gaan langs die pad stop nie. Daai ou met daai Uno, sy hele boot is vol tools. Hy het 'n spaarwiel, hy het jumper cables, hy het daai goed vir die tyres, hy het 'n ander spaakplak, hy het 'n tang en draad as dit Ford was. Tang en draad en so. Hy dink as hy net daai kar kan kry. Man, daai kar, kom ons noem dit nou maar, ek weet nie wat se kar. Wat is jou favourite kar, Sarah, as jy sou kom kies? Genade, wat het jou? Is daar iemand wat groter droom hier so? Prado, okay, is dit Toyota. Julle praat dieselfde taal. Wonder. Jy weet jou salaris is te klein vir daai Prado. Jy weet die bank gaan nooit vir jou 1,7 miljoen rand leen nie. Die meeste wat die bank jou gaan leen is 160.000 rand en dan jy in elk geval skuld. Nou kom die ou duiwel, want dis mos wat hy doen, hy werk op die vlees, hy sien klaar die begeerte van jou hart. Dis wat hy doen. Hy sien die begeertes, hy weet jy's oop daarvoor. Jy's oop vir daai Prado. Jy droom van daai Prado. Jy kan nader niks mee doen nie, jy bid nie eens meer nie, jy lees nie meer Bybel nie, dis net Prado voor en Prado agter. Jy is elke dag op die internet om al die specs van die Prado uit te kyk. Jy droom al van die wiele en die goed wat jy gaan opsit in die 4x4 vakansies wat jy gaan hou. Jy dink aan al aan hierdie goed en jou hele beplanning raak en sonder jy agterkom. Sonder dat jy agterkom, verskuif jou fokus. Verskuif jou fokus en jy begin jou besluite neem. Onderbewustelik, die een na die ander soos die vyand jou mislei. Soek na 'n beter werk wat jy gedink het 'n beter werk en dan is dit nie 'n beter werk nie en so begin jy hierdie goed doen, jy begin daai goed doen, jy begin persoonlike lenings neem en uiteindelik het jy jou Prado. Jy staan voor jou Prado en hy die lint oor die bonnet en die verkoopsman staan langs jou en jy neem 'n foto en jy smaal net so breed want jy het hierdie Prado gekry. Jy klim in daai Prado en jy ry hom daar uit en jy voel soos 'n koning. En elke keer as jy by jou familie stop, dan blink daai ding. 'n man kan homself skeer en net weer kaatsing. Daai ding shine. Niemand eet in daai kar nie. Verkieslik nie klein kindertjies in daai kar nie. Jy sit nie meer jou voete op die sitplek nie. Oral is velletjies want jy wil tog nou net nie die en as dit en die seats word geskotskaart en hy word elke dag gespit en polish. Die bonnet word oopgemaak, jy maak hom self skoon, dit tandeborsel hier, die stoffies waar jy nie kan bykom nie. Daai ding shine en hy blink. En jy wil net elke dag in hom sit en met hom ry. As iemand wil hê in winkel toe gaan, ek sal gaan. Want jy wil jou Prado ry en nou begin jy kyk na watter vakansies kan ek opgaan met hierdie ding. Gaan nie help gaan jy na die Suidkus toe nie. Daar's nie 'n 4x4 pad daar nie. Kom ons vat 'n Mosambiek vakansie. Kom ons vat 'n 4x4 vakansie. Maar dit is nou baie duur. Maak ons wel 'n plan maak. Ons leen nog 'n bietjie geld. Kom ons doen nog dikkie dit. Kom ons doen 'n onder die tafel deal. Kom ons kry net 'n way en ons kry 'n way en ons maak 'n way en ons gaan daai ding op vakansie. En so stelselmatig kom jy nie meer kerk toe met daai Prado nie. Want almal by die kerk het al geoon geaa oor die Prado en dis nou ou nuus. En niemand worry meer oor die Prado as jy daar inry nie. Niemand buig voor jou as jy met jou Prado daar inry nie. En so met ander woorde, ag nee wat, kom ons gaan eerder Sondag, kom ons gery daai modderpad daar saam met vriende. Kyk wat kan hierdie Prado doen. Kom jy daar en dink jy nee, ek gaan ook nie die modderpad ry nie want dan gaan my Prado vuil wees. Dan ry jy ook nie dan. Ek ry ook nie oor 'n pavement met hom nie want jy verstaan wat ek sê, julle hoor hierdie verhaaltjie wat ek julle vertel. 2 jaar later. Dieselfde mense wat so geoon gehad oor daai Prado, hulle kom maar by hom, hy's vuil. Die kinders eet in hom, hulle staan op sy seats. Die klippe al hier die onderkant, die verf afgeslaan. Sien my dieselfde Prado. Hy ou voel nie meer so oor daai Prado. Nee, hy soek nou wat is die ander ene? Hy grootte wat nog duurder as die Prado is. Hy soek die Cruiser. Ja, nog so 'n bietjie 1 miljoen, ek dink hy's nou 2.7 daai Cruiser, né? 2.7 miljoen, ek soek hom. Die punt wat ek probeer maak, mense,
Die wêreld kan nie vir jou tevredenheid gee nie. Jy dink daai nuwe kar gaan jou happy maak. Jy dink daai nuwe werk, jy dink daai nuwe huis, jy dink hierdie goed gaan jou uiteindelik die kalmte, die rustigheid en die genoegdoening gee waarna jy jou hele lewe lank honger en jy besef nie, jy het dit gehaat toe jy Christus gekry het nie en nou smyt jy hom weg en jy skei hom vir die dinge van die wêreld. Gaan nie meer so baie kerk toe nie. Is nou nit one, slip one. En voor jy jouself kan kry, het jy koud geword en jy huil voor die Here en jy verstaan nie wat gaan aan, wat het met jou gebeur nie, want jy het nie meer die geestelike bevatlikheid wat jy gehaat het nie. Dit is hieroor, want God het 'n vyand geword van mense wat egbreek gepleeg het teen hom met die wêreld. So ek wil jou waarsku vandag oor die gevaar van 'n wêreldse gesindheid. Ons moet werk, ons moet geld hê, ons moet bly, ons moet ry, ons moet leef. Die Here weet wat jy nodig het. Maar begeerte, it's a dangerous thing. Daarom sê God vir Moses heel in die begin, julle mag nie begeer nie. Ja, maar kyk hoe gaan dit met Pieter. Kyk hoe gaan dit met hom, hy het 'n Land Cruiser. Waarom kan ek nie ook een hê nie? Here, wat's fout met my? Kyk hoe goed gaan dit met daai gesin, kyk hoe sleg gaan dit met my. Daai vergelykings, dan raak ons jaloers, dan begin daar oorloë en vegtery en jaloesie en bitterheid en al daai dinge opstaan. Geliefdes, ons het die gees van God, ons kan onderskei. Ons het die gees van die Here, ons kan die gevaar van hierdie dinge sien aankom. Ons het die gees van God om te kan weet wat die vyand besig is om te doen. Maar as ons ophou Bybel lees, ophou bid, ophou kerk toe gaan, dan moet ons nie verbaas wees as ons stelselmatig weer 'n liefdesverhouding met die wêreld aanknoop. Nou is hier die waarskuwing, dit kom nie so nie. Jy staan nie môreoggend op en nou is jy lief vir die wêreld nie. Nee, dis stelselmatig. Jy raak so gewoond aan kerk. Jy raak so gewoond aan die kerkdinge. Dit raak so vervelig vir jou. Daar's soveel meer exciting dinge wat jy kan gaan doen. En kom ek sê vir julle 'n waarding. Dis waar al die valskerke vandaan kom. Want hulle teer op die welleste van mense se vlees in hulle trek dit 'n geestelike baadjie aan. En hulle sorg dat jy dieselfde mate van entertainment in die kerk kry, is wat jy op die TV kry wanneer jy Netflix kyk. Wanneer jy uitgaan saam met jou pelle, daai excitement wat jy op die sportveld ondervind, daai excitement by 'n motorwedren, daai excitement wat jy van jou vakansie is in die see, so daai excitement, nou soek mense daai selfde excitement ook in die kerk. En nou is dit as die kerk dit nie vir my kan gee nie, then I don't want to go there. I've done the church thing, got the t-shirt, thank you, no more for me. Maar het jy 'n liefdesverhouding met God in Christus, deur Christus? Want dit is die liefde wat jy gaan deurdra. Of as jy 'n kopgelowige in jou hart nie in die saak nie, want dan is dit nie snaaks dat jy sukkel om te kies tussen God en die wêreld nie. Dis wanneer jy uitverkoop is, julle hoor dit baie by my, julle dink seker, ag pastoor, daai uitverkoping, hoe sê Christo uitverkoop pretories. Maar dit is waaroor dit gaan. Uitverkoop beteken, daar's niks anders nie. Daar's niks anders nie. Ek wil hierdie Sondag kerk toe gaan nie, ek voel nie na kerk nie. Ek praat met een van my kollegas, Dr. Mike Answorth, in die week. Ek sê vir hom, ek het 'n familielid wat nie meer lus is om kerk toe gaan. Hy sê, I also don't want to go to church. Hy sê, hy is so moeg vir kerk. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, hy sit net met die probleme van mense heel dag aan, wie wil dit nou doen elke dag? But it's the calling, dis jou roeping, dis jou verhouding met die Here. Die Here sê vir jou, in hierdie wêreld sal jy verdrukking hê, nie maybe nie, miskien nie,
Jy sal verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Aan wie wil jy behoort? Aan wie wil jy uitverkoop wees? Ons word die bruid genoem en Christus word die bruidegom genoem. Gaan ons as soos 'n bruid haarself gereed maak, haarself versier met fyn wit linne. Ok, hulle dra nie meer vandag linne nie. Wat is dit nou? Sy en satijn, kant. Is dit nie so nie? Praat met enige jong bruid, soos wie sê, dis al wat sy kan dink, en sy maak almal siek om haar, want dis al waaroor sy praat, dis al wat sy kan dink, en almal moet net hoor van hierdie troue, want sy is so opgewonde. Sy kan nie wag om daai man se vrou te word nie. En daai man, hy dink net aan haar. Hy het niks anders by vergelyking maak vir hom saak nie. Niks het waarde by vergelyking nie. Dis al wat hy gefokus, sy bruid. Kan jy imagine, hy kom by die kerk en hy bruid daag nie op nie. En agterna sy uitvind, nee, sy het by 'n ander man gaan kuier op daai dag toe hulle moes trou. Dis wat gaan gebeur, almal wat die Here skei hierdie kant van die graf. Wanneer hy kom, gaan ons nie by die altaar wees nie, as ons hom geskei het vir die wêreld nie. Hierdie moet ons onthou. As jy gered is, dan woon God se gees in jou. Dan het God se gees jou gewederbaar. Christus het jou deur die gees gewederbaar. En jy is 'n wedergebore, in ander woorde, oorgebore, geherskep. Nou is jy in 'n liefdesverhouding met daardie selfde koning, Jesus. As jy hom regtig werklik lief het, daardie bruid, was geen manier wat sy nie by daai troue gaan wees, as sy daai man lief het nie. Daar's geen manier wat sy sommer net gaan wegbly en gaan rondkuier nie, hy ook nie. Daar's geen manier nie. Waarom nie? Want hulle is uitverkoop aan mekaar. Wat help dit? Ons praat met die mond, ons bely hom met die mond, maar ons harte is ver van hom af. Hierdie is belangrik. Vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God. Wat sê hy? Hy sê, julle is egbrekers en egbreeksters, julle veg en beklei en is kwaad en die en daai, alles net omdat julle die vlees wil behaag. Daar's niks geestelikheid by julle nie. Ek sien nie die uitwerking van die gees nie, ek sien nie die vrug van die gees nie, ek sien net die vrug van die vlees. Hy sê, ek sien dit by julle, daarom noem hulle egbrekers, maar dan sê hy vir hulle, daar's 'n way. Julle kan regkom, omdat God die hoogmoediges weerstaan. Hoekom sê hy dit? Julle wat nie wil hoor nie, julle wat dink dis oukei, julle wat 'n lansie wil breek vir die wêreld teen God, julle wat vol verskonings is waarom julle die wêreld so lief het, julle wat allerlei dinge sê, hy sê julle moet versigtig wees, want nommer 1, God is jaloerse God, en nommer 2 is hy weerstaan hoogmoed. Hy weerstaan elke mens wat hom of haarself nie sal bekeer van die wêreld na hom nie. Dis wat Jakobus hier sê. Hy sê julle kan terugkom. Hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis die fout wat ons maak. Ons jaag die wêreld na met alles in ons. Ons maak 'n gemors van alles en dan bly ons die Here. Terwyl die woord sê nader tot my. God gaan nie agter my in jou aanhardloop nie, hy gaan nie. Hy gaan nie. It's not gonna happen. Jy moet tot hom nader. En dan die oomblik, wanneer ek en jy tot hom nader, dan nader hy. Hy sal jou nooit wegwys nie. Hy sal die wat na hom toe kom nooit uitwerp nie. Die oomblik wanneer jy na hom toe gaan, jy sien kind van God, vandag moet jy besluit tussen hom en die wêreld, en as jy vir hom kies, dan is jy die een wat jou rug op die wêreld moet draai en na hom toe gaan, en dan is die belofte van die Vader dat jy na hom toe gaan, dan kom die Vader na jou toe.
En hy omhels jou, en hy red jou, en hy vat jou, en hy maak jou sy en homself sal het jy die wêreld gaan liefkry. Is daar 'n pad terug? Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, hoekom? Want die duiwel wil jou terug hê in die wêreld. Die duiwel wil jou versoek. Hy wil jou verlei. Hy wil jou mislei. Hy wil die spreekwoordelike wortel die hele tyd voor jou neus hou, sodat hy jou stelselmatig van God af kan vervreem. Dis wat hy wil doen. Nou sê die woord, nader tot God en weerstaan die pogings van die Satan. En as jy tot God nader, sal die gees van die Here jou die pogings van die Satan wys. Hy sal die Satan se werke ontmasker. Hy sal dit ontbloot en hy sal jou kan help om te onderskei. En as jy reg kies, want nou onthou, die Satan verlei nie met slegte goed nie. Want hy weet dat ons het hierdie lede waarmee ons 'n stryd het. Hy weet dit. Hy kan niks doen aan jou wedergeboorte nie. Hy kan niks doen aan jou gees wat aan God behoort nie. Hy kan niks aan doen nie. Maar hy kan jou oneffektief maak en hy kan jou vervreem as jy dit toelaat. As jy nie weerstaan nie en as jy nie tot God nader nie, sal die wêreld jou insluk, my broer en my suster, en daar sal niks van jou oorbly nie en jy sal alles verloor. En ek praat nie nou van geld nie. Jy sal alles verloor. Die duiwel gebruik wêreldse smagtinge, wêreldse begeertes. En dit kan vir jou enigiets wees, dit kan vir my iets anders wees, wat dit ook al vir jou is. Waarna jaag jy? Waarop spandeer jy so baie tyd? Waarop koop jy die tyd so baie uit voor? Vir wat? Vir mammon. Is jy so lief vir geld, dat jy sal enigiets doen vir nog meer? Jy sal enigiets doen net om nog groter salaris te kry? Jy sal selfs uit die kerk uit bly? Jy sal van die bidure af wegbly? Jy sal van die Bybelstudies af wegbly? Jy sal van die Sondagdienste af wegbly? Net sodat jy kan jaag na die volgende 1000, 2000, 5000, 10.000, 100.000 rand. Die volgende 500 rand. Waarna gaan jy jaag? Waarvoor sal jy die Here skei? As jy bereid meer te skei, kan jy nou imagine? Die vrou, hulle is pas getroud en sy sê vir haar man, ek gaan net so bietjie, net 'n one night stand. Dis sal, sy so serieus nie. Dis al wat ek wil hê. Wat doen ons? Ag kom ons skuif die Here net so bietjie een kant. Kom ons doen net bietjie iets anders. Kom ons fokus net so bietjie. Ek nou hierdie ding, ek net hierop fokus. Wat sê die Here vir hulle? Hy sê, laat die dooies hulle eet, dooies begrawe. Kom jy hier, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, kom jy hier, volg my. Ek wil jou hê, ek wil jou red. Wat gaan jy kies na vandag? Hoeveel van ons wat hier is, moenie 'n prioriteitslys gaan maak by die huis nie. En net so 'n bietjie gaan kyk. Waar lê ons lojaliteite en waar lê ons prioriteite? Want jou lojaliteite en jou prioriteite is 'n goeie barometer vir waar jy in jou geesteslewe is met jou God. Gaan kyk daarna. Weerstaan die duiwel en hy sal wegvlug. Julle geweet daai Griekse woord waarmee wegvlug vertaal word, wat vertaal word na wegvlug, beteken eintlik so vinnig as wat jy moontlik kan hardloop. Dis wat dit beteken. Dis nie hy kom traai jou en sê ek gaan nie werk, ek gaan nie voel nie. Hy hardloop in benoudheid en vrees van jou af weg. So vinnig as wat sy wese, hy is 'n geestelike wese. So vinnig as daai wese hom toelaat, sal hy vlug van jou af. Wanneer jy hom weerstaan, want dan weet hy in wie se naam jy dit doen en vir wie jy dit doen. En hy kan nie staan voor 'n lewende God nie. En dit is waar jou oorwinning lê en myne. So ons moet ophou vra, hoekom ek, hoe gebeur dit met my, arme ek. Ons moet ophou om daai vrae te vra. Ons sê, Here, U het nie vir ons maanskyn en rose beloof in hierdie lewe nie. Bad things will happen. God gaan dit gebruik om jou geloof te toets, soos julle weet in die kursus. Hy gaan dit gebruik.
Baie keer gaan die duiwel kom met onwettigheid, soos met Job, waar God hom toegelaat het, maar ander kere pluk ons die vrugte van wat ons gesaai het. Ons maai maar net wat ons gesaai het. Ons kan nie altyd, ons kan niemand blame nie, want geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. So jy kan nie eers die duiwel blame nie. Kan eens vir die Here sê, Here, maar dis die duiwel, hy het my versoek. Jy weet dan is hy gewees. Hy het die wortel voor my, hy het vir my gesê, ek moet jag vir daai kar, daai werk, meer geld, meer genot. Hy het my fokus weggevat wêreld toe. Hy het gemaak dat ek nie meer wou kerk toe gaan nie, want ek was te besig. Ek het hierdie werk. Jy dink die Here het jou daai werk gegee tussen die duiwel. Ek sal nooit vergeet nie. Daar was 'n vrou gewees in hierdie gemeente, ek is nog steeds hartseer oor haar. Sy was uit die wêreld uit in hierdie gemeente in, mooi kind van die Here geword, maar werkloos, swaar gekry. Regtig swaar gekry. Ons klomp mense wat nie in huis gebly het, baie swaar gekry. Sy het eendag vir my gesê, sy is so bly, al haar gebede is verhoor, sy het werk gekry. Ek sê, prys die Here, ek bly saam met jou, waar gaan jy werk? Nie in die borrelstoel. Ek sê toe vir haar, hoorie so jong, die Here het nie vir jou daai werk gegee nie. Want borrelstore is Sondag ook oop, jy gaan nie meer in die kerk kom nie. Ek het haar nooit weer gesien nie, tot vandag. Dis omtrent 7 jaar terug. Dan nie weer gesien nie. Ek weet nie waar sy is nie. Hoopelik is sy by 'n kerk. Pas op. Hê onderskeiding. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie. En voor jy 'n gemeente verlaat, o genade, hoor by die Here. Asseblief hoor by die Here. Nie by jouself nie. Want jy kan jou kuite styf pomp vir enige iets. En jy kan dik raak en loop en jouself paai en nou soek jy 'n skrif. Here, ek het eintlik nou self besluit ek wil loop as U nou net vir my kan en dan kry jy 'n skrifgie nie van die Here af nie. Sien, ek mag loop. Dan gaan jy. Die duiwel ken die Bybel beter as jy. Ek het nou baie gesê vanmôre, ek wil klaarmaak. Ek het baie gesê, maar ek dink jy het die boodskap gekry. Hy sê ons moet ons verneder voor die Here. Dis 'n vernedering baie keer, om bande te sny wat nie goed is vir jou nie. Dis 'n vernedering om partykeer te buig voor 'n moeilike baas. 'n Onregverdige baas. Dit is partykeer moeilik. Dis vernederend om die minste te wees waar jy eintlik dink jy het goed gedoen en die ouens by die werk breek jou af, of jou familie breek jou af, of jou ouers breek jou af, of nog erger, jou kinders breek jou af. En jy voel vernederd. Jy voel jy is nie meer in 'n posisie van krag nie. Miskien het jy jou werk verloor. Wat 'n man voel nie vernederd wanneer hy sy werk verloor nie. Alle mans, glo ek. Jy voel verneder ensovoorts. As jy verneder julle voor God, dan sal hy jou verhoog. Wil jy eerder 'n naam vir jou maak in die wêreld, of wil jy eerder hê God moet jou verhoog? Wat as God jou eers verhoog in die hemel? Will you go for it still? Sal jy nog steeds nee sê vir die wêreld, al kry ek nie nou my blessing nie, al kry ek nie nou my smagting nie, al ry ek my onhou tot die dag wat ek doodgaan, al kan ek nooit daai skaapbout bekostig nie, al kry ek nooit daai melktert nie. Ek het 'n ou vriend gehad, pastoor Leslie, ek wil eintlik nou sy naam sê nie, maar hy is kosbaar vir my. Hy het 'n goeie gesegde, maar hy het tong in die kies gesê, hy sê, geloof werk nie sonder skimpe nie. Dit is nie waar nie, hoor. Natuurlik werk geloof sonder skimpe. In my vorige gemeente het ek lank genoeg geskimp vir 'n skaapbout, vraggies toe kry ek 'n skaapbout. Ek terg julle sommer. Ek wil afsluit met daai 2 versies wat ek gesê het staan een kant. Met vers 11 en 12 wat sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Want dit is die kruks van hierdie hele saak is. Hy sit in 'n gemeente wat van mekaar kwaad spreek. Mense, ek wens ek kon sê dit gebeur nie hier nie. Ek wens ek kon met eerlikheid sê, dis nie by ons so nie, dit is ongelukkig hier ook so. Is miskien nie in die minderheid, ek is redelik streng met sulke goeters, of miskien omdat ek streng is ek net nie die een wat dit hoor nie, ek hoor dit
by the grapevine, kom dit by my uit. Maar daar is maar hierdie inherente vlees wat ons die hele tyd moet kruisig. Ons wil onsself laat geld. Ons wil die laaste sê hê. Ons wil die argument wen. Ons wil die laaste woord inkry. Dis die vlees. Sonder dat ons agterkom, ons is jaloers op die broer en die suster met wie dit oënskynlik so goed gaan. En wat ons nie verstaan nie is, vandag is jy hier, hy is daar, môre is hy daar en jy daar. Maak nie saak nie. Die Here sê, as jy brood het vir vandag, het jy genoeg. Moenie na meer dinge begeer nie. En is dit nie moeilik nie? Met alles wat die wêreld het om ons te bied. Hy sê, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar wie is jy wat ander oordeel? Wat sê hy hier? Hy sê ons kinders sê, Wikus uitgevang, die pastoor het jou lekker geslaan vandag. Ja nee, jy's mos daai wêreldse ou. Ek het jou gesien in die kroeg, minstens moet jy water gaan koop, maar vir my was dit genoeg dat jy in die kroeg geloop het. Ek het eendag by 'n kroeg uitgeloop, ek kon nêrens koue Coke kry nie, ek gaan Coke koop daar, want dis yskoud. Hulle Coke's altyd koud, want niemand drink Coke in daai plek nie. So ek het gaan Coke koop daar, dit is lekker yskoud, en ek het daar uitgeloop, en iemand my gesien, ek kan nie onthou wat nie. En so lag het jy al gesien as jy ginger ale in 'n glasie gooi, dit lyk nes bier of iets. Kom ons sê ek sien 'n Johannes ginger ale drink in 'n glas. Nou kom vertel ek vir my binnekring, ja, Johannes is 'n regte klop Christen, en daai ou, hy sit met sy vroom gesig hier daar in die kerk. Ek het hom met my eie oë gesien bier drink. Dis waarvan hy praat. Moenie oordeel nie. Hierdie boodskap is nie bedoel vir die ou langs jou nie. Die boodskap is bedoel vir my en vir jou. Die boodskap is nie sodat jy jou man kan oordeel nie, of jou vrou, of jou kinders, of jou ouers nie, ooms en jou tannies nie. Hierdie boodskap is bedoel vir elke individu. Introspeksie te doen, stocktaking te doen, kyk na jou eie hartsgesindheid en kyk na jou eie prioriteitslys. En dan haal jy eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sien jy miskien beter kan sien. Dis genade, mense. Jesus het nie gevra, hoor jy so, wie van julle is volmaak, vir julle sal ek sterf. Nee, hy het gesterf vir wie? Vir die vrou wat in ontug betrap is. Vir die skelm tollenaar. Vir die moordenaars. Vir die, dink nou maar aan enige gruwel sonder wie aan kan dik. Hy het nie gekom vir die hoogmoediges nie. Hy het gekom vir hulle wat bereid is om te buig voor hom, in diepe berou en erkentlikheid dat ek het u nodig, ek het u verloon, ek het u geskei, of ek is besig om u te skei, ek is besig om vervreemd te raak, Here, ek het rondgeloop, vergewe my. En wat gaan hy doen? Hy gaan jou terugvat. Hy gaan jou terugvat. Die woord sê op 'n plek, as jy die konteks verstaan, selfs 'n man en 'n vrou wat skei, dit is in die wil van die Here dat daai selfde twee by mekaar sou uitkom. Die Here sal mos nie iets van ons verwag wat hy nie self bereid is om te doen nie. Hy sal jou terugvat. Soos jy nou hier sit vanmôre en jy voel skuldig en jy weet jou aandag is nie by die Here nie, hy is net soos 'n spaarwiel vir jou. Jy weet dat kerk is nie hoog op jou prioriteitslys nie en die wil van die Here is nie iets waarna jy elke dag soek nie. As jy weet jou Bybel is dik van die stof en jy bid nie meer nie, jy staan nie meer op jou knieë nie. As jy weet jy is die ou wat net 'n skietgebedjie nou en dan opsê, dan sê die Here vir jou vanmôre, kom terug na my toe, na jou eerste liefde toe. Ek het jou gekoop, jy is my bruid. Jy is myne. Ek share jou nie, moenie van my 'n vyand maak nie.
Moenie gaan rondloop nie. Moenie gaan hoereer agter die wêreld aan nie. Kom hier, jy's myne, jy's duur gekoop. Jy's duur gekoop. Paid for, in total. Jy hoef geen vrees te hê nie vir die hel nie. Jy hoef geen vrees te hê vir die verdoemenis nie. Want Christus het 'n volmaakte offer gebring. 'n Absolute volmaakte offer. Amen. Ek het vir Morney gevra om vir ons te bedien met die nagmaal vanmôre. Morney